Goeienaand almal. Baie welkom vanaand by Nuwe Lewe Familiekerk met die Hemelvaartdiens. Kom ons sluit gou die oë dan vra ons die Here se seën op vanaand. Ja Vader, ons kom na U toe Here in die naam van Jesus Christus. Vader, baie dankie Here vir hierdie wonderlike dag uit U hand uit, Vader. Dankie Here vir die reën. Dankie vir alles wat U kom voorsien, Abba Vader. Ons bid vanaand Here dat U sal kom en dat U hand van seën sal rus, Here, op vanaand se diens. Vader, ons weet is 'n herinnering wat ons bring aan U hemelvaart. En ons sê vir U dankie, Here. Dankie dat ons maar net 'n klein deeltjie daarvan vanaand kan opbring, Here, en kan weet, Vader, dat U is met ons. Ten spyte van die feit dat U opgevaar het na die hemel, Here Jesus, het U nie vir ons wees gelaat nie. Ons bid vanaand, Here, dat U hand van seën sal wees op elke woord wat gespreek word, Here. Ons vra dat U engele sal opdrag gee, Here, om 'n vuurkolom te vorm om Nuwe Lewe Familiekerk. Vader, elke plek, elke gebou, elke kerk, maak nie saak waar, Here, waar U kinders vanaand bymekaar kom, Here, om diens te hou, Here, bid ek vanaand, Abba Vader, dat U hulle sal beskerm teen die aanslag van die bose, dat geen wapen, Here, wat teen U kerk gevorm is, Here, vanaand sal seëvier nie. Ons bid U hand van seën af, Vader, ons pleit die bloed van Jesus oor Nuwe Lewe Familiekerk. Ons sê vir U dankie, Here. Ons loof en ons prys U, Here, en ons dra hierdie diens vanaand op aan U, my God, in Jesus naam. Amen. Ja, Vader, baie dankie, Here, vir die geskenk van die seën aan die kruis van Golgotha. Die geskenk van die ewige lewe, Here. Dankie vir die woord, my God, wat lewend en kragtig is, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, my God, en skeiding bring tussen siel en gees, en tussen gewrig en murg, en wat ontbloot die bedoelings en gedagtes van ons harte. Here, U woord sal nooit leeg terugkom nie. Dit sal doen presies dit waarvoor U dit bestem het, my God, en tot stand bring, Here, dit waarvoor U dit beplan het. Dankie, Vader, vir worship, Here, dat ons U naam kan groot maak. Dankie vir vanaand se boodskap, Here. Ons eer U, ons prys U naam, my God, en ons sê vir U dankie, my God. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Gewoonlik as 'n mens begin met of kom na hemelvaart toe, dan kan jy nie anders as om eintlik maar weer terug te stap, 'n paar trekkies terug na Jesus se kruisiging en sy sterf, waar hy gesterf het aan die kruis, en natuurlik die opstanding nie. So, baie van dit wat ons weet en ken van ons Christendom, vorm die, volgens ons, of volgens my, volgens die kern van ons geloof as 'n Christen. En die kern van ons Christelike geloof is nie net die feit dat ons tot bekering gekom het. Dit is nie net dit nie. Dit is nie net die feit dat jy Jesus jou persoonlike saligmaker en verlosser gemaak het. Dis ook nie net die feit dat jy jou Bybel lees elke dag nie. Dis nie net die feit dat jy miskien vir 3 ure kan bid sonder ophou, nee. Of dat jy in tale kan bid of kan praat nie. Dit is nie net waaroor Christendom gaan nie. Elkeen van daai stappe, weet ons natuurlik, is van uiterste belang in jou stap met die Here. Jy kan jouself nie skei van dit nie. Vorm deel van ons as Christene, as kinders van die Here. Maar wat is nog belangriker as dit alles? Wat is dit wat die boksie tik, né? Wat die kern van ons geloof vorm? En sonder twyfel is dit die gebeurtenisse aan die kruis. Jesus se kruisdood, sy opstanding op die 3de dag, die engele wat vir Maria hulle gesê het, maar luister hierso, julle soek vir Jesus, maar hy is nie hier nie, né? Gaan gerus in en gaan kyk, hy is nie hier nie. En ek lees 'n interessante ding in verband met die klip wat weggerol is. Partymal dink mense dat die klip, of baie mense kan miskien geredeneer het, maar die klip is weggerol sodat Jesus kan uitstap uit die graf uit. Maar die klip is eintlik weggerol vir
vir Maria hulle sodat hulle kan gaan sien, maar luister, Jesus is nie daar nie. Hy het opgestaan, nê. So dit is 'n interessante feitjie wat baie mense miskien kan as hulle wil op 'n manier twyfel aan dit wat Jesus regtig kom doen het, dat hy in 'n verheerlikte vorm uit die graf opgestaan het. So vat gou daai goedjies weg, nê. Die feit dat Jesus vir ons gesterf het, die feit dat hy opgestaan het, al daai goedjies. As jy dit wegvat, wat bly oor? Wat bly oor van ons geloof as 'n Christen? Ons weet dat die opgestane Christus is en bly die kern van ons as Christene se geloof. Jesus se kruis is leeg. Die ander gelowe kan nie dieselfde sê nie. Hulle kan nie sê dat hulle God uit die dood uit opgestaan het nie. Want as jy maar gaan, dan is daar 'n graf vir Boeddha of vir Mohammed of wie ook al, maak nie saak wie hy is of waar hy homself bevind het nie. Die beendere lê daar. Maar die feit dat Jesus vir ons opgestaan het, dit is en bly die kern van ons geloof. Dit is ons getuienis. Met ander woorde, enige iemand wat vir jou kan vra, maar luister hierso, wat maak jou geloof anders as myne, as ek nou nie 'n Christen is nie? Is presies daardie paar puntjies. Is die feit dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, die feit dat hy uit die dood uit opgestaan is, opgewek is, en dat hy opgevaar het na die hemele toe. Ons weet dat volgens die woord het Jesus aan meer as 500 mense verskyn na sy opstanding. Hy het aan sy disippels verskyn, ten spyte van die feit dat toe Maria hulle die eerste keer gaan kyk het na die graf, het hulle nie Jesus se liggaam daar gevind nie. Maar Jesus gesê, gaan vertel by disippels, en sê vir hulle, maar tog het hulle nie geglo nie. Jesus se eie disippels het nie geglo dat hy opgestaan het uit die dood nie. So Jesus het saam met hulle geëet, hy het opgevaar na die hemel, en die einste disippels, wat nie geglo het dat Jesus opgestaan het uit die dood nie, is die wat na hom staan en kyk terwyl hy opvaar na die hemel. En terwyl hy opvaar na die hemel, is hy besig om 'n seën uit te spreek. Ek gaan vir ons lees Handelinge 1, vers 1 tot 11. Opsit Gerard, okay. In my eerste boek Theophilus het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? En ons weet die disippels was hier onder die wanindruk nog steeds gewees. Ten spyte van die 3 jaar wat hulle saam met Jesus gestap het, was hulle nog steeds onder die indruk gewees dat Jesus gekom het om 'n weermag tipe koninkryk te skep, né? Om beheer te neem. Maar dit was inteendeel baie anders gewees. Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer
wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. So as ons kyk na daai stukkie, en ons erken die kerngedeelte van ons as Christendom, waar dink julle sal die vyand begin om of twyfel by jou te saai dat dit wel gebeur het, of 'n leuen probeer laat glo dat sekere goed nie plaasgevind het nie. Dis presies net daai kerngedeelte, né? Dit wat vir ons as Christene, as kinders van die Here, die kernpunt vorm van ons geloof. Want sonder dit gaan daar nie veel aangaan in 'n Christen se lewe nie. As hy nie weet dat Jesus vir hom aan die kruis gesterf het nie, as hy nie weet dat Jesus op die 3de dag uit die dood uit opgewek is nie, as hy nie weet dat Jesus opgevaar het na die hemele toe nie, en nou aan die regterhand sit van God die Vader nie, as hy dit nie weet nie, dan dit maak 'n hele ander beeld van 'n Christen. Want dit is tog waarvoor, wat ons opbou. Maar presies hierdie struikelblokke, ek dink die mense en die disippels ook in Jesus se tyd, in die tyd van sy kruisiging, was daar roemers gewees, of daar was gerugte gewees dat, die eerste ene was gewees dat Jesus was net bewusteloos en is later weggeneem. So dis amper asof hulle wil gesê het, maar Jesus het nooit gesterf nie. Maar die Bybel kom weer, die woord van God kom weer, en kom bewys die teendeel. Markus 15, waarvan ons sê dat Romeinse soldate het vir Pilatus vertel dat Jesus wel dood is. So, hulle aan die een kant wil hulle die leuen of die twyfel kom saai het, maar aan die ander kant was die woord van God wat dit kom bevestig dat dit wel gebeur het, soos wat daar gesê is. Die Romeinse soldate, nommer 2, weet ons het nie Jesus se bene gebreek nie. En hoekom het hulle nie sy bene gebreek nie? Want hy was reeds dood. So die mite wat hulle gesê het of wil gesaai het van Jesus is nie dood nie, hy is net bewusteloos, is ook nie waar nie. Want die 2 kriminele, die misdadigers wat langs Jesus gehang het, beide hulle bene is gebreek. Want hulle het seker nog gelewe, maar Jesus is mos nou voor die tyd dood. Die derde ene was gewees Josef van Arimatea, en Nikodemus het Jesus se liggaam toegedraai en in die graf neergelê, Johannes 19. So daar was 'n hele paar ooggetuies wat gesien het presies, Jesus is wel dood. So daai eerste ene kan hulle maar uitskuif. Die volgende bewering of die volgende aantuiging wat hulle gemaak het was, dat die vroue het 'n fout begaan en na die verkeerde graf gegaan. So Maria, Josef se ma, Maria Magdalena en Maria, hulle het na die verkeerde graf toe gegaan. Dis hoekom hulle nie vir Jesus kon kry nie. Dit was ook 'n valse bewering of 'n valsheid wat hulle daar wil gesaai het. In Matteus 27 en Markus 15 en Lukas 23 sê dit almal dieselfde. Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jesus, het gesien hoe Jesus by die graf neergelê is. So hulle was daar teenwoordig. So daai is ook by die deur uit. Die volgende ene was gewees Petrus en Johannes het die Sondagmôre na dieselfde graf toe gegaan. So daai is ook weer lê. Die volgende bewering of die volgende aantuiging wat hulle gemaak het was dat onbekende diewe het Jesus se liggaam gesteel. Dis hoekom die graf oop was, dis hoekom sy liggaam nêrens kon gevind word nie.
Maar Matteus 27 sê vir ons, die graf is verseël en bewaak deur tempelwagte en waarskynlik ook nog met Romeinse wagte. So hulle wou seker gemaak het dat niemand kom om daai liggaam te steel nie. En dit wat hulle wou verkondig, of die leuen wat hulle wou verkondig van dat Jesus se liggaam gesteel is ook nie waar nie. Die vierde ene was, die disippels het Jesus se liggaam gesteel. So hulle beweer dat die disippels het self Jesus se liggaam gesteel. En indien hulle Jesus se liggaam gesteel het, sou hulle geloof, dit waarvoor hulle bereid was om te sterf voor, daai geloof, sou dan nou, hulle noem dit nou op selfbedrog neergekom het. Met ander woorde, jy sal jouself nou eintlik in die voet skiet. As jy nou wil beweer, ek glo in Jesus Christus, maar hulle gaan steel sy liggaam, dat dit kan lyk asof hy nie dood is nie, of wat hy wel dood is, nee? So, dit was ook nie waar, nie? Handelinge 12 vers 2, as jy daar wil gaan lees. En die vyfde ene was gewees, die Joodse geestelike leiers het Jesus se liggaam gesteel om te sorg dat dit in hulle hande bly. Nou, as jy vir jouself kan dink, as die geestelike leiers Jesus se liggaam wou gesteel het, dan sou hulle tog amper 'n tipe van 'n optog gemaak het om te wys dat, luister, hierdie man is nie eintlik dood nie. Nee, hy is nooit dood nie. Dan sou hulle mos nou, of hulle sou gewys het dat hy wel dood is en in die strate geparadeer het. So, either or, hang af wat hulle siening was. Maar in hierdie geval sou hulle wil gewys het, maar Jesus is wel dood, hierso is sy liggaam, né? Hy het nie opgestaan nie. So dis maar die redenasie wat hulle daar gee. So vir 40 dae het Jesus saam met sy vriende gepraat oor die koninkryk van God. En hy het reeds baie daaroor gepraat, waarin waar hy verskeie beeldspraak gebruik het om die koninkryk van God uit te beeld. Onder andere het hy gepraat van die koninkryk van God as saad wat gesaai word. Hy het gepraat van dit as gis in brood, as 'n skat wat jy in die veld vind, as 'n visnet, as 'n handelaar, en dat jy die koninkryk van God moet ontvang soos die van 'n kind, né? In Lukas 24 vers 50 tot 53 sê die volgende: Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hy het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. So die laaste beeld wat hierdie disippels van Jesus het, is, kom ons sê daai beeld wat daar so is, né? Is 'n beeld van seën. Soos hulle vir hom staan en kyk, soos hy opgeneem word in die hemel, is hy besig om hulle te seën. En volgens my dink ek, daai beeld sou sekerlik vir ewig in hulle geheue geets gewees het. As dit die persoon is saam met wie jy vir 3 jaar en langer, miskien 3 jaar, saam geloop het, dit ervaar het, wat hulle ervaar het, wonderwerke beleef het, gesien het hoe hy gekruisig word, gesien is hoe hy, sy liggaam verniel is, al daai tipe van dinge, miskien nie eers geglo het, die eerste oomblik, wat iemand vir jou kom sê, maar luister hierso, Jesus is nie in die graf nie, sy liggaam is nie in die graf nie. En later, tot die besef kom, maar dit wat Jesus vir hulle vertel het die hele tyd, dit wat hy vir hulle gesê het gaan gebeur, het wel gebeur, dat hy na die derde dag, of op die derde dag sal opstaan, en hierdie tempel sal herbou. Daai selfde beeld sien hulle nou voor hulle, wat opvaar na die hemel toe, en wat seën oor hulle uitspreek. En ons weet natuurlik,
dat die feit dat Jesus opgegaan het of opgevaar het na die hemele is nie dat hy ons verlaat het nie. Jesus het ons nie as 'n weeskind gelaat nie. Hy het nie gesê, luister hier gaan ek nou en dis nou die laaste sien van my nie tot ek weer kom nie. Hy het 'n belofte gemaak en gesê dat hy iemand gaan stuur, hy gaan vir ons 'n helper stuur. Hy gaan vir ons die Heilige Gees stuur om ons te help in hierdie in hierdie stryd. So en Jesus het opgevaar na die hemele as 'n oorwinnaar, né? En Efesiërs 1 vers 18 tot 23 gaan ek afsluit mee. Sê presies dit wat ons redder en verlosser, die autoriteit wat hy het en die mag wat hy het oor alles en almal. Vers 18. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy. En wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek gaan gou weer hierdie stukkie lees van vers 21. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Besef jy die autoriteit? Ek het dit Sondag woord gebring hier by Potlarey. Dis een van die goed wat ek besef het daar, terwyl ek so met die mense praat, besef ek daarso, hulle besef nie die autoriteit wat hulle het in en deur Jesus Christus nie. En ek dink baie van ons as kinders van die Here besef nie altyd watter autoriteit het Jesus. Die feit dat hy aan God se regterhand sit, verhef bo alles en almal, het hy die autoriteit om dinge te maak gebeur. Het hy die autoriteit om sekere goed te stop. Het hy vir ons daai selfde autoriteit kom gee in sy naam en deur sy bloed. En baie van die mense daarso, ek meen hulle is van hulle is maar gewone plaasmense, né? So ek weet nie wat hulle agtergrond is, wat die evangelie, baie van hulle is maar nog redelik jonk, maar ek dink dit is van so kardinale belang, veral as jy in 'n situasie kom waar jy letterlik nou klou vir lewe en vir dood, nê? Om te weet dat die een aan wie jy vashou, het vir jou daai autoriteit kom gee, dieselfde autoriteit wat hy het. Ons het die autoriteit om op slange en skorpioene te trap. Ons het die autoriteit om vir demone te sê, daar gat julle, né? Ons het die autoriteit om die dooies op te wek. Ons het daai autoriteit, maar ons neem dit nie altyd op nie. Weet nie of ons te bang is nie, te bang iets gebeur nie. Ons weet daar was 'n bietjie van
van 'n backlash gewees na die vorige tydjie, maar that is part of the package, nee. Dis deel van jou stap met die Here. Want sodra jy in die dinge beweeg wat God vir jou wys om te beweeg, dis wanneer jy die aanvalle kry. Dis wanneer dinge jou kant toe kom, nee, want die vyand probeer dit wat God vir jou beplan het en dit wat God vir jou bestem het. Hy probeer dit uitkanselleer. Hy probeer jou knieë afkap sodat jy nie kan vorentoe beweeg in God se seën nie. Daai seën wat Jesus uitgespreek het oor sy disippels is net so van toepassing op ons vandag. As wat dit was daai oomblik toe die disippels daar gestaan en kyk het soos Jesus weet op die wolk opgevaar het na die hemele toe. Net so. Daai seën is net so van toepassing op elke een van ons. So besef jou autoriteit. Besef die autoriteit van Jesus eerstens, né? Hy is die seun van God. Hy is ons verlosser en ons saligmaker, né? Dis die kern van ons geloof. Maar die wêreld daar buitekant wil vir jou kom sê, maar dit is nie waar nie. Van daai kerngedeeltes van ons geloof, dit is nie waar dat hy gesterf het nie, né? Want hulle wil allerlei ander stories kom aanhake daarso. Maar ons weet dat God is getrou en sy woord is getrou, né? En sy woord is die waarheid. Hierdie woord is die waarheid. En die waarheid is niemand as Jesus Christus nie. So in dit het God alles weer lê. Dit wat die vyand wil kom versprei, die leuns en die verwarring en die twyfel. En veral vir iemand wat het sy van 'n ander geloof afkom of nie in 'n Christendom is en nou kom jy op sulke goeters af en dan is dit asof hy of iemand sê vir hom, maar is jy seker dat die God wat jy aanbid opgevaar het? Is jy seker dat die God wat jy aanbid leef nog, né? Is jy seker dat sekere goeters wel is soos wat die Bybel sê dit is, né? Net soos wat die duiwel maar in die tuin van Eden kom vra het, is jy seker God het dit gesê? Is jy seker God het gesê jy gaan sterf as jy van hierdie boom eet, né? Dieselfde gebeur maar steeds vandag. Is jy seker as dit wat jy doen is dit reg wat jy doen in die oë van die Here? So besef jou autoriteit, besef dat daai selfde seën wat Jesus uitgespreek het die oomblik toe hy opgevaar het na die hemele toe, is net so op ons van toepassing vandag as daai tyd. So kom ons sluit die oë. Ja Vader, baie dankie Here. Dankie Jesus dat U Here ten spyte van die tyd wat U saam met die disippels beweeg het of hulle saam met U beweeg het, Here, al die teachings, Here, al die wonderwerke en die voorbeelde, die beeldspraak wat U gebruik het, Here, om die koninkryk van God uit te beeld. Ten spyte van dit alles, Here, die oomblik toe U uit die dood uit opgewek is, het van U eie disippels het nie eers geglo nie, Here. Was hulle self in twyfel gewees, maar dit kan nie wees nie. Maar Here, U het kom bewys dat sonder twyfel, met getuies, Here, dat U vir meer as 500 mense kom wys dat U wel leef. Dat U is die enigste lewende God wat ons aanbid. Here, het saam met die disippels geëet, het saam met hulle maaltyd gehou, Here, het met hulle gepraat, gesels, die wonde gewys, Here, alles. En eers toe kon hulle glo, Here. Maar Here, dankie dat U die tyd gebruik het om hulle voor te berei en dat U opgevaar het na die hemele toe waar U aan die regterhand sit van God die Vader. En die oomblik toe U opgevaar het, Here, het U ook ons nie weesgelaat nie, Here. U het vir ons 'n helper gestuur, Here. En soos ons in hierdie Pinkstertyd ingaan, Abba Vader, bid ek, Here, dat daarop 'n nuut, Here, 'n nuwe ontmoeting sal wees met die krag en met die werking en die invulling van die Heilige Gees, Here. Dankie, Here, dat U, Heilige Gees, vir ons 'n helper is. Here, dat wanneer dinge moeilik gaan, Vader, wanneer ons nie weet wat ek kan doen nie, Here Jesus, dat ons net op U naam kan vertrou, Here, op U naam en deur die bloed kan roep, Here.
En U is getrou, my God. U sal doen, Here, dit wat U woord vir ons sê. Want U woord is die waarheid, Here. En die waarheid is niemand as Jesus Christus nie. Dankie, Vader, vir geestes oë en ore, Vader, dat oopgaan, soos die woord vir ons sê, Here. Dankie dat U, Here, verhewe bo dit alles, Vader, U seun geplaas het, Jesus Christus. Dat alles aan hom onderwerp is. En net so onderwerp ek ook myself, Here, dat dit wat U beplan het, Vader, vir hierdie tyd, Here, vra ek, Abba Vader, dat U wil sal geskied, Here. Dat elke persoon, Here, wat die boodskap moet hoor, Vader, dat hulle dit sal hoor. Here, dat harte nie verhard sal wees nie, Vader. Dat daar enige twyfel, Here, uit die weg geruim sal word, Vader, in die naam van Jesus Christus. Here, daar waar die wêreld of die vyand wil kom twyfel saai oor sekere aspek in die woord van God, bid ek vanaand, Here, dat U sal kom, dat U elke tong van twyfel, Vader, elke gees van twyfel, Vader, nou sal stuit in die naam van Jesus. Here, dat die waarheid sal seëvier bo dit alles, dat elke Christen, Vader, elke kind van die Here sal opstaan in sy of haar autoriteit, Here Jesus. En sal verklaar, Jesus, dat U leef, sonder om te twyfel daaroor, sonder om te huiwer, Here, sonder om ongehoorsaam te wees, Here. Dat wanneer die oomblik homself voordoen, Here, dat ons sal verklaar en boldly declare, Lord Jesus, Here, dat U leef. Dankie vir wie U is, Vader. Dankie dat U God almagtig is, dat U die skepper van die heelal is, en dat U, my God, is wie U sê U is. Ons loof U, ons prys U, Here, en ons eer U kosbare naam. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.